Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. SA Gemeente, baie welkom by ons derde week in ons reeks wat handel oor die laaste koninkryk. Ons gesels spesifiek oor Jesus, die koning. En wat beteken hierdie koninkryk? Vandag natuurlik, sy titel is Verder as lojaliteit. Nou terug in Suid-Afrika was ek eendag daar by die plaaslike kruidenierswinkel Checkers. En toe sien ek so jong ou, hy loer so versigtig om 'n rak en toe ek van kyk, jy weet, dan verdwyn hy sommer so. En ek het eers nie veel daarvan gedink nie, maar net verder inkopies gedoen. By die volgende ry loer hy weer. En toe ons oor mekaar vang, was dit nou 'n bietjie awkward geweest. En hy stap toe nou maar nader en hy sê, ek ken jou van iewers af. Nou kyk, dit was nou glad nie vreemd nie. Ek bedoel, ek was die local dominee daarso in die plaaslike gemeenskap, so dit het gereeld gebeur. En hy vra toe, het jy nou cricket afgerig iewers? En ek sê toe, nee, maar ek vra hom toe, hoorie maar, gaan jy kerk toe? En toe sê, nou onthou, jy's daai kerk dude op die swart bord. Jy is die swart bord dude. Ja, ek was daar die swart bord dude, wat so nou en dan geestelike teachings by die plaaslike skool aangebied het. So ja, ek was die swart bord ou by die skool, want ek nie altyd toegang tot hulle dataprojektors gehad nie. So het ek nou maar op die swart bord geskryf en geteken en alles ons met die kinders gepraat en dis iets wat ek gedoen het, maar dis nie wie ek is nie. En dalk het jy dit ook al beleef. Daar's dinge wat jy doen, rolle wat jy vervul, funksies wat jy doen in die lewe, en dalk kry jy 'n Uber, of dalk het jy vanoggend mense by die deur verwelkom hier by die kerk, en nou ken mense jou as die welkom ou, of die glimlagdame. Jy dien verskillende rolle, jy het verskillende funksies, maar dit definieer nie jou hele identiteit nie. Dis nie wie jy in jou wese is nie. En dis iets wat ons almal doen sonder slegte bedoelings. Ons identifiseer mense op grond van die rol wat hulle in ons lewens speel. Dink 'n bietjie daaraan, ons doen dit gereeld. Ons maak mense vas aan 'n sekere identiteit op grond van wat hulle vir ons beteken. En dikwels beteken dit ons misken wie hulle regtig is. En dit is presies waaroor ons in hierdie reeks praat, want ons doen dieselfde met Christus. Hierdie reeks, die laaste koninkryk, gaan oor Jesus se rol as koning. Want baie van ons se geloof is gebou rondom 'n beeld van Jesus wat beperk is tot wat hy vir ons beteken het, of wat ander vir ons gesê het hy sou wees. En vir die meeste van ons het dit begin met Jesus as verlosser. En daar's niks verkeerd daarmee nie. Hy is ons verlosser. Omdat hy gekom het, is ons sondes vergewe. Ons skuld is betaal. Ons toekoms is veilig. Maar wat dikwels gebeur, is dat ons verhouding met Jesus daar vassteek. Hy word net die een wat my red, soos 'n geestelike versekering of 'n get out of jail free card. En omdat hy eendag in die hemel my toekoms hanteer, gee ek hom nou maar net 'n plekkie hier op die passasierssitplek. Hy's nou my co-pilot. Laat ek duidelik wees. Ek sê nie hy is nie ons verlosser nie. Hy is, en dis belangrik. Maar, en jy moet dit raak sien, om net te sê Jesus is verlosser, is onvolledig. In week 1 en 2 het ons begin uitpak wat die skrif self sê, en iets het duidelik na vore gekom. Die mees prominente en herhaalde titel vir Jesus in die Nuwe Testament is nie verlosser nie, dis koning. Ek het hierdie al vir jou gesê, sorry as ek dit herhaal, maar hierdie is regtig belangrik. Jesus word omtrent 496 keer in die Nuwe Testament met die titel Christos beskryf. En daardie woord Christos is Grieks. In ons Bybels is dit net getranslitereer, met ander woorde, die letters is oorgedra sonder om die betekenis oor te dra. Christus is nie regtig 'n vertaalde woord nie, dit is 'n klanknabootsing. Maar as ons Christos sou vertaal, beteken dit die gesalfde een, oftewel koning.
Nou as jy daardie 496 verwysings na Jesus as die gesalfde een neem, of Jesus as God se gesalfde koning, of sy finale koning, en jy voeg dit by die aantal kere wat hy met 'n koninkryk geassosieer word, of met 'n nuwe koninkryk, wat ongeveer 150 is, dis 'n bietjie meer as 150 keer in die Nuwe Testament, dan is die idee van hierdie nuwe koninkryk en hierdie nuwe koning wat gekom het, die mees prominente tema in die Nuwe Testament. Maar baie van ons het dit misgeloop. Dit was nie op die voorgrond nie. Dit is nie aan ons beklemtoon nie, want ons het met Jesus in verhouding getree op die manier waarop ons hom die eerste keer beleef het. Maar Jesus het sy openbare bediening begin met 'n verklaring. Ons het laas daarna gekyk. Die verklaring was die volgende: die tyd het aangebreek, het hy gesê. Die koninkryk van God het naby gekom. Ek wil 3 dinge hieroor uitlig wat hy oor en oor gesê het. As jy in die evangelies kyk, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 verslae van Jesus se lewe, waarvan 2 deur ooggetuies geskryf is, onthou nou Markus, wat sy inligting by Petrus gekry het, wat 'n ooggetuie was, en Lukas, wat al hierdie dinge super noukeurig ondersoek het van hierdie ooggetuies. Hierdie 3 dinge kom oor en oor na vore aan die begin van Jesus se bediening. So hierdie Nuwe Testamentiese skrywers het hierdie dinge noukeurig opgeteken. En die belangrikste inligting word herhaal. En deur die evangelie sien jy hierdie idee dat die tyd aangebreek het en die nuwe seisoen was 'n nuwe regering of heerskappy van God in die wêreld. En weer eens, dit is heel aan die begin. Dis Markus hoofstuk 1 vers 15. 15 verse in en Markus sê, hier's iets wat jy moet weet. Jesus het aan die begin gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God is naby. Dis hier, en dis hier in die vorm van 'n koning, van 'n verlosser, en hy sê, bekeer julle en glo die goeie nuus. Die goeie nuus van wat? Die goeie nuus van 'n nuwe koninkryk, en 'n koning wat gaan bring en herstel wat goed is. God het sy finale koninkryk gestuur. So, die tweede boodskap is, die tyd het aangebreek om jou te bekeer. Wat 'n woord is, wat ons meestal met sonde assosieer. Maar eintlik hierdie woord bekeer in die Nuwe Testament kom van 2 Griekse woorde. En die 2 Griekse woorde is meta en nous. Meta, nous. En meta beteken eenvoudig met of na, en nous beteken verstand of begrip. So as jy dit saamvoeg met of na jy 'n nuwe begrip het, of anders gestel, na deeglike oorweging. Dit beteken verander jou denke na deeglike oorweging van wie hierdie koning is, en van hierdie koninkryk wat gekom het. En so sê Jesus, ek vra nie van jou om sommer net blindelings te spring nie, of om aan te sluit by iets wat nie betroubaar is nie, of sommer net by die nuwe gier van die dag aan te sluit nie. Hy sê, hier's wat ek van jou vra. Na deeglike oorweging, na jy verstaan wie ek is en wat hierdie koninkryk beteken, wil ek hê jy moet jou denke verander oor wie en waaraan jy lojaliteit gaan beloof. Dit was gevaarlik en dit het verdeeldheid gebring, natuurlik. Want in daardie tyd is mense verplig om lojaliteit aan Rome te sweer en aan die keiser van Rome. Hulle het nie veel hoop gehad dat die owerhede of heersers hulle behoeftes sou aanspreek nie. Want amper altyd is hulle behoeftes nie aangespreek nie. Hulle moes dus maar self probeer oorleef. Een van die heel eerste dinge wat Jesus sê, toe hy hierdie dinge begin leer, en Matteus vang dit vas aan die begin van Jesus se bekendste preek, is die volgende. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie bekommerd wees oor julle lewe nie, oor wat julle sal eet of drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. En dis taal wat 'n koning sou gebruik het. Ek sal vir julle sorg. Julle hoef nie oor daardie dinge bekommerd te wees nie. Hy vra, is die lewe dan nie meer as kos nie, en die liggaam nie meer as klere nie? Met ander woorde, hy sê, kom nou. Julle weet dit tog? Is daar nie meer om voor te leef as net wat jy eet of aantrek nie? En dan dink jy dalk, gats, ek hoop nie iemand weet hoe baie tyd ek spandeer aan wat ek gaan aantrek, of wat ek gaan eet nie. Maar dis nie net oor oppervlakkigheid nie. Wat Jesus eintlik sê is, die mense wat nie God vertrou nie, wat nie in Jahwe glo nie, die heidene, hulle jaag al hierdie dinge na. Hulle gee prioriteit aan al hierdie goed. Hulle probeer dit alles self in die hande kry. Maar julle hemelse Vader weet julle het dit nodig. En hy sal voorsien in julle behoeftes. So, in plaas daarvan om julle oor al hierdie dinge te bekommer te wees, daaroor sê Jesus, hier's wat ek wil hê julle moet eers stel. Soek eers die redding van julle siele. Reg?
Nee, dis nie wat hy sê nie. En sommige van julle weet dit is nie wat die skrif sê nie. Maar as jy kyk na hoe baie van ons grootgemaak is, of wat aan ons geleer is, dan klink dit amper of alles in die geloof gaan oor die redding van jou siel en die versekering van jou ewigheid. Wat deel daarvan is. Maar dis nie wat Jesus gesê het nie. Aan die heel begin van sy leringe, aan die begin van sy bediening, sê hy, kyk, die tyd het aangebreek en julle moet bekeer, julle moet met goeie begrip nadenke gee aan wie julle lojaliteit gaan gee. En as jy besluit om lojaliteit aan my te gee, sê hy dan vra ek dat jy eerste die koninkryk van God sal soek en sy geregtigheid. En dan sal al daardie ander dinge waaroor jy so bekommerd is, vir jou bygevoeg word. Jesus sê, jy moet die koninkryk van God eerste soek in alles wat jy doen. Dit moet die prioriteit van jou lewe wees. En wat ek wil hê jy eerste moet soek, is dit wat die koninkryk waardeer. Die probleem is, Jesus het nie net hierdie koninkryk aangekondig nie, hy het dit ook gemodelleer. En dit was agterste voor, 'n onderste bo koninkryk, glad nie wat mense gewoond was aan nie. Hy sê die koninkryk van God word gelei deur 'n koning wat gekom het om te dien, nie om gedien te word nie. En dit was iets wat hulle nog nooit gehoor het nie. Want gewoonlik, jy dien die visie, jy dien die begeertes van die heerser. Dis hoe dit werk met konings. Hulle word gedien. Hulle is nie daar om self te dien nie. Maar hierdie koning, hy het nie net gekom om te dien nie. Hy het gekom om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hy het gekom om sy lewe op te offer en hy het sy volgelinge uitgedaag om dieselfde te doen, om hulle lewens neer te lê vir hulle vriende, om te sterf aan hulle self, aan hulle eie wil, aan hulle eie manier, en in plaas daarvan om ander eerste te stel. Dis die weg van die koninkryk, om ander hoër te ag as jouself. Nie jouself te verhef as heerser nie, maar ander op te hef. En dis wat hierdie koning gekom het om te doen. Die probleem, en ook die grootste kritiek teen die Christendom, en ek weet dit gaan nie vir jou nuus wees nie, maar dit is iets waarop ons almal moet let. Want dis soos om in 'n spieël te kyk. Baie mense wat hulle self Christene noem, beloof lojaliteit aan 'n koning teen wie hulle eintlik 'n verset leef. Mense wat hulle self verbind aan koning Jesus as hulle heerser, as hulle leier, as hulle God, bely lojaliteit aan 'n koning, maar leef in 'n verset teen sy gesag. En die waarheid is, ons bely die gesag van Jesus as koning, maar ons weier om ons oor te gee aan sy wil, sy manier van doen. Ons sing liedere soos ons God regeer, koning van konings. En as jy vandag hier is, en jy is nie 'n volgeling van Jesus nie, dis goed en nodig dat ons as Christene hieroor praat. Dalk dink jy dit reeds van Christene, en net sodat jy weet, ons is net soos jy. Ons is nie volmaak nie, ons is nog besig om te leer. Maar een van die belangrikste dinge wat baie van ons nog moet leer, is dit. Jesus het nie net gekom om ons te red nie. Hy het gekom om ons te lei, om ons te rig. En in baie van ons lewens is daar bitter min sigbare bewyse van waar hy regeer, of in watter deel van ons hart hy werklik die troon het. Baie mense is vinnig om te sê, Jesus is die heerser van die wêreld, maar hulle is nie gereed om hom te onderwerp as die heerser van hulle wêreld nie. Ons weerstaan hom as heerser oor ons geldsake, oor hoe ons ander mense behandel, oor hoe ons sake doen, oor ons prioriteit, ons gedagtes, ons besigheid, die dinge wat ons in die geheim doen. As iemand moes ondersoek instel na hoe ons sê, ons soek eers God se koninkryk, sou daar genoeg bewyse wees in ons 5 gemeentes, dat ons regtig sy koninkryk eers te soek? Sou daar genoeg bewyse wees om ons skuldig te bevind as onderdane van koning Jesus? En ek sluit myself nie uit nie. Ek het onlangs baie tyd spandeer om hieroor persoonlik te reflekteer. Jy kan dit hoor en dit deur te dink. En vriende, ek is net soos jy. Ek het baie goeie redes waarom ek nie maklik oorgee nie, om my lewe te onderwerp aan dinge wat in hierdie ou boek staan. Dinge voel vandag baie meer ingewikkeld. I get it. En nie net dit nie. Die leiers van ons wêreld is dikwels nie baie indrukwekkend nie. Hulle is selfsugtig, hulle kies om hulle self op te hef, hulle kies om mag, rykdom, grondgebied, onderdane en nog meer vir hulle self op te gaar, omdat hulle kan. En hulle plaas hulle self in die posisie om dit te doen. Alles, terwyl baie van hulle die Here se lof besing. En wat meer is, wanneer ons met leiers of gesagsfigure in hierdie wêreld te doen het, dan vaar dit baie beter met die heerser as met die wat regeer word. Is dit nie waar nie?
Jy het dit dalk persoonlik beleef, miskien selfs op pynlike maniere. Miskien was dit in jou ouerhuis. Miskien was dit 'n ouer of 'n voog, miskien iemand anders wat gesag gehad het en dit misbruik het en dit het jou gekos. Miskien was dit 'n werkgewer, miskien het jy dit by politieke leiers gesien. Daar's geen tekort aan voorbeelde van waar dinge verkeerd geloop het in ons wêreld nie. En daarom wil ons nie oorgee of beheer afstaan nie, reg? Maar daar's iets dieper as dit. Dis nie net wat daar buite is nie. In my mees eerlike oomblikke is die werklike rede hoekom ek nie wil oorgee of beheer los nie, omdat ek myself vertrou vir wat die beste is vir my. Ek vertrou myself vir wat die beste is vir my lewe en my toekoms, meer as wat ek enige ander persoon vertrou, insluitend God. Ek wil die koning wees van my koninkryk. Ek vertrou my eie oordeel meer as God se. Dis wat gebeur het in Genesis 3 met die eerste mense. Hulle het gekies om hulle eie oordeel bo God se opdrag te plaas. Ignatius van Loyola het sonde so beskryf. Sonde is die onwilligheid om te vertrou dat wat God van my vra, juis my diepste geluk is. Dikwels, wanneer ons dink aan oorheersing of aan heersers, dink ons aan wat hulle by ons wil kry of wat hulle van ons wil hê en beslis nie wat hulle vir ons wil hê nie. En ons ongehoorsaamheid of ons sonde kom uiteindelik uit 'n plek van wantroue teenoor God. Dit is hoekom ons graag ook self besluit of ek vir die kerk geld gee of nie. Ek sal self besluit waarheen gaan wat. Jesus het dit geweet en hy het dit direk aangespreek. In dieselfde preek in Matteus 6, toe hy begin praat oor hoe ons met God moet praat en hoe ons met God moet leef. Hoe moet ons bid en met God die Vader praat? Jy begin so. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En vir die grootste deel van my volwasse lewe het ek hierdie verse gelees as iets wat ons vir God vra om te doen, soos, God, ek gee dit oor aan u, u moet kom en dit laat gebeur in hierdie wêreld. Maar die waarheid is, sy koninkryk kom wanneer die wil van die koninkryk in ons lewens gedoen word. Jy en ek het vrye wil ontvang, en ons is geroep om ons lewens in lyn te bring met die koninkryk. Die koninkryk van God is 'n samelewing op aarde, waar God se wil net so volmaak geskied, soos dit in die hemel gebeur. Dis hoe ons die goedheid van die koninkryk van die hemel na die aarde toe bring. En eintlik, dit is wat ons wil hê. Ek bedoel, dis nie iets waaroor daar debat is nie. Ons almal wil hê wat goed is. Die rede hoekom jy begeer dat jou lewe goed moet wees, is omdat jy daarvoor geskep is van die begin af. Toe God alles gehad het, presies soos hy dit wou hê, toe dit volmaak was, toe dit op aarde was soos in die hemel, het hy dit genoem goed. Die eerste leen en die wortel van alle ander leens is, God kan nie vertrou word om vir jou te gee wat jy regtig nodig het nie. En dit waarvoor jy geskep is die goedheid wat jy vandag nog soek in jou lewe. Laat ek jou iets vra. Waar in jou lewe weerstaan jy dat die koning Jesus om aan hom oor te gee? Wat is daardie een area? Of anders gestel, wat is daardie ding waarin jy vasklou en eenvoudig nie wil los nie? Wat is dit waarvan jy bang is om beheer te gee, omdat jy God nie vertrou met die uitkoms nie? Wat is dit wat jy vashou vir sekuriteit, omdat jy bang is vir wat sal gebeur as jy dit aan hom oorgee? Is dit 'n verhouding? Is dit jou finansies, jou loopbaan? Is dit die vlak invloed wat hy aan jou toevertrou het en nou vra hy jou om dit op 'n spesifieke manier aan te wend? Is dit hoe jy jou oë gebruik, die dinge waarna jy kyk? Is dit die dinge wat jy luister, wat jou lewe beïnvloed? Is dit hoe jy jou tyd gebruik? Is dit wat jy in die geheim doen, in jou eie tyd? Wat is daardie ding waarin jy so vasklou, wat jy die meeste weerstaan om aan hom oor te gee? Jy weerstaan dit om aan die instruksie wat hy jou gegee het, gehoorsaam te wees. En jy het goeie redes. Jy het baie redes. Jy is mos slim. Maar jy het ook daardie ander redes, omdat jy soos ek dink, ek weet beter. Sien ek die rede hoekom ons verhouding met Jesus so dikwels beperk bly tot verlosser, is omdat dit beteken, ons hoef net oor te gee aan hom op 'n terrein waar ons in elk geval geen beheer het nie. Ek gee maklik my eendagse ewigheid oor, want ek het geen beheer daaroor nie. Maar my huwelik, my geld, my loopbaan, daardie dinge wat lyk of dit werk, selfs al is dit nie reg en beslis nie die pad van die koninkryk nie, dit hou ek self vas. Maar hier's die punt,
As jy net so leef, sal jy eendag die goedheid van God se koninkryk beleef. Maar Jesus se uitnodiging is nie net vir eendag nie. Dis om nou al saam met hom, daardie koninkryk se goedheid te bring. Hier en nou, op aarde, in hierdie lewe, soos dit is in die hemel. Wanneer sy koninkryk kom sy goedheid, maar sy koninkryk kom wanneer sy wil geskied op aarde soos in die hemel. Moenie hierdie punt mis nie. Dit is belangrik. Wat ook al daardie ding is wat jy vashou, daardie ding hou eintlik vir jou vas. Dis die ding wat jou terughou van die goedheid van God in jou lewe. Moenie vergeet nie, ons mislukking as heersers van ons eie lewens, dit is hoekom ons 'n verlosser nodig gehad het. Is dit nie waar nie? En dan soek ons dit. Dink aan die dinge wat ons in ons lewens deurmekaar gemaak het, wanneer ons ons eie wil gevolg het, ons eie pad gekies het. Dis toe ons 'n verlosser nodig gehad het. Maar om Jesus net as 'n verlosser te ervaar, net in daai oomblik, is om hom mis te loop op die goedheid wat hy wil en kan gee wanneer jy hom as koning toelaat om te regeer. Sy lewe, sy dood, sy redding, dit alles het die pad gebaan vir sy regering. Dit het gewys dat hy betroubaar is. Kom ek vra jou iets. Wie anders is meer betroubaar as 'n heerser wat bereid was om te dien, om te offer en om ander eerste te stel? Wel, dis wat koning Jesus gedoen het. Hy het gesê, hier is die ding. Ek wil kom en ek wil jou red, maar ek wil jou ook lei. Ek wil jou rig na my goedheid toe. Dis wat ek vir jou wil gee in jou lewe. Maar weet jy wat doen ons? Ons stry teen hom. En ons kan dalk sê, dis nie ander leiers teen wie ons stry, maar ons leef presies dieselfde. Aan onsself oorgelaat, stry ons vir die reg om ons eie lewens te regeer. Dis Jesus se boodskap, dis sy hoofboodskap toe hy sy bediening begin. Toe hy begin het, het hy nie eers van die kruis gepraat nie. Hy het gesê, die tyd het gekom. Daardie ding wat jy vashou. Daar is nou 'n nuwe heerskappy, 'n nuwe regering. So, bekeer jou met deeglike oorweging, met verstaan van wie die koning is en die aard van die koninkryk wat hy in jou lewe kom vestig het en die waardes wat hy jou wys. Verander jou denke oor wie jy lojaliteit aangee, oor wat sukses in hierdie lewe beteken, oor wat dit beteken om waarlik te floreer en wat die pad daarheen is. Verander jou denke en soek eerste sy koninkryk se waarde. Soek eerste sy pad en sy wil. Dis wat dit beteken om Jesus nie net te ken as 'n verlosser nie, maar om aan hom oor te gee as jou koning. En laat ek vir jou bid. En ek wil hê, jy moet jou hande in 'n stywe vuis maak. Druk dit hard toe en verbeel jou hoe jy aan daardie een ding vashou. Ek wil vir jou bid, sodat jy dit kan loslaat en die lewe van vreugde kan leef, waarvoor jy gemaak is. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vandag voor U kan sit. Here, ons erken dat U ons verlosser is. Ons erken dat ons eendag sal jubel en juig ook saam met U in die hemel. Here, maar ons erken ook dat U vir ons sê ons die hemel op hierdie aarde kan bring. En daarom bid ons dat U ons sal kom vrymaak van dit wat ons vashou. Hierdie nonsens wat ons in ons lewens toelaat, oor en oor en oor, omdat ons U nie vertrou nie, omdat ons onsself vertrou vir ons eie koninkrykies. En ek bid, Here, dat U my sal vrymaak en my sal losmaak, dat ek U sal volg, dat ek U sal dien, dat ek onder U regering sal inval, en dat ek U leiding sal soek elke dag, elke plek, elke verhouding, daar waar ek bly, waar ek werk, waar ek speel, oral waar ek gaan, is ek onder die heerskappy van God. En dit is nie 'n dominerende heerskappy nie. Hierdie is 'n heerskappy wat vrymaak, wat goedheid in gedagte het, wat lewe in gedagte het. Here, maak my vry van die dinge wat my vasmaak, van die dinge wat ek so styf wil vashou, omdat ek dink dit is wat my gelukkig gaan maak. Here, ons gee oor aan U. Ons gee oor aan U, ons gee hierdie gemeente vir U, ons gee elke lidmaat vir U, ons gee elke siel en verstand vir U. Mag ons bekeer. Ons bekeer ons. Ons sit met deeglike oorweging en heroorweeg waarheen ons op pad is. Ons metanoia. Dankie dat U dit vir ons gee in Markus 1 vers 15, dankie dat U sonder ophou ons koning is en ons nooit los nie. Help ons om in lyn te kom met U groot koninkryk.
Ons eer U vir ons lewens. Rig ons en bou ons. En mag ons hierdie gemeente uitbrei. En mag daai koninkryk sigbaar word vir die duisende, die 10.000, die honderde duisende Suid-Afrikaners wat in hierdie land is. En mag ons 'n gemeente wees met invloed en met gesag en met liefde en met goedheid onder die regering van die grootste koning van alle konings, Jesus Christus, Jesus die koning. Amen. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat jou en alles op hierdie aarde gemaak het en gesê het, dit is goed. Ek sê in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat jou kom wys het, hoe om oor te gee aan hierdie koning, hoe om sy goedheid te leef wat goed is vir jou. En ek sê in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal lei, as jy hom toelaat, om in jou lewe in te kom. As jy hom toelaat, om beheer te vat, van jou beter weterigheid. Jy is geseënd. Gaan leef in die koninkryk. Tot volgende keer. Goed gaan.